Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en hulle eie uitrusting uit te kies. Daarna word hulle ook bedien met 'n maaltyd en gebed. Nou ons benodig mans, dames en kinderklere, veral wintersklere wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Alle klere kan gebring word tot en met Sondag die 25ste Mei. Hierdie jaar se Street Store vind plaas by die NG Kerk Bellville Wes op 30 Mei tussen 6:00 en 2:00. Daar is verskillende maniere waar jy betrokke kan raak by Street Store. Ons eerste aspek is ons ushers. Jy gaan haal die persone by die hek en vat hulle deur al die stasies. Ons volgende een is ons pakkiepakkers. Jy help hierdie persoon om al hulle klere wat hulle gekry het in 'n sak te sit. Ons volgende een is ons stoorklerke. Jy maak seker elke stasie is altyd vol klere. Ons volgende een is gebed. Dit is waar jy vir hierdie persoon bedien, met woord en met gebed. Ons volgende een is kos. Dis waar jy die kos voorberei en dan vir elke persoon ietsie lekkers gee om te eet. Ons laaste een is ons sekuriteit. Jy maak seker almal is veilig. Jy staan by die in- en uitgang om seker te maak almal weet wat om te doen. En saam met die klere wat ons insamel, het ons 'n Serpie projek. Jy kan net R65 betaal en ons koop 1 meter materiaal en uit daai 1 meter uit kan ons 4 sjerpe vir mense gee. Ons vat hierdie sjerpe en ons deel dit dan uit vir die mense by Street Store. So as jy wil help en betrokke raak by hierdie geleentheid, bring jou kaart, gaan na die koffiestasie toe, betaal net R65 en jy kan vir 4 mense sjerpe gee. Vind jy dit soms moeilik om die stem van die Heilige Gees duidelik te hoor as dit kom by jou gawes? By Gawes in Aksie help ons jou om effektief binne jou gawes deur die Heilige Gees te funksioneer. Hierdie kursus vind plaas op 4, 11 en 18 Mei om 7:00. Registreer op Church Suite. Jesus sê, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Hoe luister ons na God se stem, praat met en saam hom, en overhoord gesels ons oor al hierdie en nog meer. Hallo almal, my naam is Jacques en ek is deel van die Divorce Care span by Dr. Douwe in Tygerwil. Vir my het die kursus baie beteken in my persoonlike lewe. Toe ek deur my egskeiding gegaan het, was dit die donkerste tyd van my lewe. Die trauma waardeur jy gaan, die angs, die woede, die teleurstelling, die skaamte wat jy het. Divorce Care is 'n 14-weke kursus met fasiliteerders en ondersteuningsmateriaal in die vorm van 'n DVD en 'n werkboek wat elke onderwerp behandel en dan word daar geleentheid gegee vir groepsbespreking. Dit begin Woensdag 6 Mei om 6:30. Die koste is R350. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en 'n ligte snack in. Kontak Liesel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Suite. Wat is die effek van sonde? Hierdie is die tema van ons volgende Kingsman sessie wat plaasvind maandag aand 11 Mei om 7:00. Jy kan registreer op Church Suite of R30 betaal by die aand.
Hierdie is 'n geleentheid vir elke man wat jy nie kan mis nie. Ons nooi almal uit na 'n spesiale geleentheid waar ons Hemelvaart gaan vier. 14 Mei het ons 'n worship geleentheid 7:00 die aand. Hoop om jou daar te sien. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Nou, dis altyd 'n voorreg om hier te preek, om hier te bedien, want dit voel al hoe meer soos familie. Julle lyk al hoe meer bekend. Dit is nogal 'n storie. So, ek dink ek ken al meer mense hier as wat Rian en Rian ken, wat voltyds hier is. Maar julle is so welkom, en dankie dat julle bereid is om weer 'n keer na my te luister. Net 'n gedagte, so as 'n intro vir die preek. Ons praat oor die vrou by die put. Nou, as ek dit sê, dan dink ouens, ag, glory, ek het 20.000 keer al gehoor hierdie storie. Ek ken dit uit my kop uit. Kan ek jou vra om net met 'n oop gemoed te luister na die storie van die vrou by die put? En ons praat oor om te embrace, om iets vas te maak rondom jou identiteit. Nou, die intro het Rian Gous verlede week gegee. Julle weet nou waaroor dit gaan, maar my fokus is op die embracing. En ek dink net aan iets te vanmôre toe ek my 2 kleinkinders wat hier plaaslik woon, toe ek hulle in die hande kry, to embrace, dis 'n verskriklike gedagte. Nou, vir al die kleinste lyfie, Zia is klein, dis maklik om haar totaal toe te vou. Nou voel 'n ou as jy embrace, dan sit 'n stuk lewe wat jy embrace. Dis nie sommer net, I embrace a thought, of I embrace a principle nie, maar jy embrace 'n deel van jou lewe. En ek dink dis wat gebeur het met die vrou by die put. Nou, ons gaan bietjie daarop uitbrei, obviously, so bietjie verder gaan daarmee, maar ek hoop jy gaan vir my, saam met my probeer verstaan, wat dit beteken om jou identiteit te embrace, om vas te hou, om vas te druk, en dit deel van jou eie identiteit te maak. Nou, daar's 'n baie interessante agtergrond van die vrou by die put. Julle ken Johannes 4, obviously baie duidelik, en weer eens vra ek, bear with me, luister nou maar as jy dit nog nooit geluister het nie, lyk verbaas op elke sinnetjie wat ek gaan sê en wat ek gaan lees. Maar die omstandighede was nogal vreemd. Nou, net die agtergrond, nou baie goed met 'n ou nou maar dink hoe dit gelyk het daai tyd, maar feit is die vrou het op 'n snaakse tyd van die dag gaan water haal, en anders as die gewoonte was, het sy alleen gekom, 12:00 die middag. Dis nie die goeie tyd om te gaan water haal nie. Is ook nie goed om alleen te loop nie, maar jy sal nou agterkom, haar storie maak dat sy dalk bietjie eenkant is, 'n bietjie eenkant mens, 'n klomp goed het gebeur in haar lewe, en is steeds besig om te gebeur, terwyl sy daar alleen loop met haar houer, waarmee sy die water gaan tap. Nou, dis weird, nou loop sy Jesus raak, en hy's alleen daar. Nou, dis 'n Samaritaanse vrou, gehaat deur die Jode, wat 'n Joodse man raakloop, en hier is hierdie 2 alleen by die put. Dis 'n recipe for disaster. Jy doen dit net nie in daai tyd nie. Maar nou wonder ek maar net, en ek vul so 'n bietjie van die storie nou aan, toe sy nou kom van die dorp af na die put toe, die disippels is op pad dorp toe om te gaan kos koop. Hulle het daar dalk raak geloop. Ek weet nie, ek weet nou hoe lyk die voetpaadjies daai tyd nie, maar my verbeelding hardloop bietjie, en dink ek, wat sou hulle dink as hulle raak geloop het? Hoekom loop hierdie vrou alleen? Hoekom is sy op hierdie tyd van die dag, 12:00 die middag, op pad na die put toe? En daar seker rede voor, dalk is sy eenkant toe gestoot, dalk is sy arm, sy het nie 'n bediende wat dit kan gaan haal nie. Nou dink ek aan water. Kyk, nou sit daar, ek drink kraanwater, en ek is van baie goed al dood, maar nog nie van kraanwater nie. Maar my vrou voel, mens gaan dood as jy kraanwater drink, so sy drink bottelwater. Nou, wanneer laas het jy geloop na 'n plek toe om te gaan water haal en jy dra 5 liter kan huis toe? Tensy jy baie naby bly, né? Wat doen ons? Ons spring in 'n kar en ons gaan koop water, is dit nie so nie?
Die van julle wat nie kans sien vir kraanwater nie. Ons kry iemand om dit vir ons saam te bring, of ons gaan laat by die winkel, ons laai dit in die kar, ons dra dit nie, want ons is baie gemaklik. Nou hierdie vrou kom en sy gaan haal self water, sy gaan loop 'n end om te gaan water tap uit die put van Jakob uit. Nou, ek wil 'n woord hier inbring wat baie te doen het met wat ek probeer deel vanmôre, dis gespreksevangelisasie. Hoe werk dit dat ons baie keer mense raakloop en 'n geleentheid kry om met daai persoon te deel? Maar wat ons van nature doen is, kom ek toets jou nou vanmôre, toe jy ingekom het, wie het jy eers gegroet? Die vreemdeling of die bekende? Ok, nou tyd vir belydenis, daar's dan een eerlike kop wat skud. Ek wonder maar net of ons nie altyd die vriendelikheid van bekendheid soek nie. Maar dit is so, en die res van die storie dui baie duidelik daarop, dat daar 'n gespreksevangelisasie plaasgevind het, not by chance, maar deur goddelike inspraak, waar twee mense bymekaar kom, en twee lewens word eintlik een, en daar's 'n drastiese verandering by een van daardie persone se lewens. Gespreksevangelisasie, dink ek, is dit wat vir ons gemakliker is as straatevangelisasie. Nou jy kry ouens, jy kry daai vrymoedige siele, daai ekstroverte wat sommer enige ou op 'n straat sal raakloop en sê, luister, ken jy die Here? Nou ek is nie daai ou nie. Dit is nie vir my gemaklik nie. Ek is nie 'n evangelis in daai sin wat vir ouens op straathoeke kan preek. Maar jy kry daai ouens, en ek loof die Here, daar is sulkes wat dit kan doen. Maar ek dink gespreksevangelisasie is iets wat die Here elkeen van ons gee, want jy loop elke dag iemand raak wat die Here nodig het. En ek dink net, as ek myself in die plek van Jesus moet indink, hy's nou God, maar hy het ook op hierdie aarde kom wandel as waarlik mens. Hy het regtig behoefte ook aan water soos ander mense het. En dan kom hy op 'n plek waar hy weet, hierdie ontmoeting is deur sy Vader gereël. Dis 'n goddelike ontmoeting. Daar gaan 'n gesprek wees, maar daar gaan evangelisasie wees. So, hou dit net in jou agterkop, daardie geleenthede wat die Here skep. En ons kom nou 'n bietjie by meer detail. Nou, hierdie was nie net 'n gesprek of 'n ontmoeting bloot, daar's 'n Samaritaanse vrou en hier's 'n Joodse man, o glory, wat maak ons nou nie. Daar's 'n doel, daar's 'n plan wat God het met hierdie gesprek. Die vrou se lewe hou meer in as iemand wat nodig het om te gaan water skep. Want ons lees baie keer baie oppervlakkig, ons dink hier's 'n dorsvrou en sy het seker mense by die huis, sy moet gaan water haal, so live with that. Maar God weet dat dit 'n baie ander loop neem as wat ons maar net dink aan skep van water en uitdeel van water. Menslike fokus is ook as ons mekaar ontmoet, dan weet ons nooit hoe om te begin nie. Hoe begin jy as jy 'n vreemde ou ontmoet? Jy gee jou naam. As jy nie 'n naamplaatjie op het nie en jy dalk vergeet wie is, vra vir iemand voor jy in 'n gesprek gaan. Maar ek sal sê ek is lofty. Dan dink ek, hoe benader ek nou 'n ander ou? Hoe weet ek wie hy? Die eerste ding wat ou vra is, wat doen jy? Is dit nie so nie? Want ou wil net bietjie agterkom nou wie jy, maar hoe vra ou nou die vraag? Wat doen jy? Waar bly jy? En baie van die windie ouens vra, wat ry jy? Jy weet, hulle moet weet wat 'n klas, jy weet, hoe praat ons nou met mekaar, op wat 'n vlak. Maar die hele gedagte is nie eintlik dit nie. Die hele gedagte is eintlik, wie's jy regtig? Wie's jy? En ek dink in daardie fase van lewe, daardie tipe vraag kom na vore as ons regtig belangstel in wie die mens is met wie ons ontmoet. So dit gaan nie oor waar ek ry, wat ek ry of waar ek bly of wat ek doen regtig nie. Dit is nou belangrik seker. So nou vir my vra, ons het nou gepraat oor ons laaste week met die Minute to Mingle. Ek kan nie onthou dat ek eintlik vir as ek iets gedoen het nie. Maar die week is net so verby. Nou kan jy dink as ek besig was, so vinnig sou dit verby gegaan het. So ek het op hierdie oomblik niks om te doen deur die week nie. Ek het dan so 'n bietjie gras gesny, dis 'n paar oomblikke. In Langebaan groei gras nie baie nie. So vinnig gebeur. Verder, my goodness, ek kan nie regtig onthou nie. Eet was 'n groot deel daarvan, maar dit is maar net deel van die party. Maar die tyd gaan so vinnig verby, dan wonder ek baie keer, is ek belangstellend oor wie 'n ander persoon is?
En is nou ongemaklik, nou roep ek die enkel vrou raak by die put, en ek is die seun van God, wat 'n beeld saai ek uit? Dis 'n Samaritaan, dis nie sommer jou deursnee vrou nie, dis 'n bad Samaritaan, hulle is vyande van die Jode. Wat dink ek as ek iemand raakloop? Wat se plan het God om vir my in my hart te plaas oor wie daai persoon is en wie ek is? Nou, daai is onverzoenbare pole, dis heeltemal uitmekaar uit. En ons mingle maklik met mense wat ons mee gemaklik is, né? Pelle, vriende. As jy by die kerk kom, ek het hierdie ou landklas gesien, hallo, hoe gaan dit met jou? Ons drink en ons deel koffie en ons gaan te keer, gaan dit by die huis, gaan dit met jou en met jou kinders en met jou hond en met jou tannie en alles. Maar die vreemdelinge worry ons oor, want ons weet nie wat gaan ons aantref nie. Dit is nie so nie. Vreemdelinge is 'n vreeslike ding. En as jy vanmôre kerk toe gekom het, wil ek namens die gemeente vir jou om verskoning vra as jy 'n vreemdeling was en almal het jou ignore. Ek het dit ook gedoen, want ek het nie een vreemde mens regtig ontmoet nie. Ek kan nie altyd nou name onthou nou se daar nie. Daar's iets soos korttermyn en langtermyn geheue, wie het agtergekom? Ons ouens wat meer blond is al. Langtermyn, ek kan vir jou vertel wat in graad 1 gebeur het en selfs voor dit. Ek kan baie van my kleintyd van jou vir jou vertel. Gister is 'n bietjie van 'n uitdaging. En ek ontmoet gister 'n nuwe buurman, iemand het langs my ingetrek. Nou ontmoet ek hom, ek vergeet onmiddellik sy naam. Net daar, op die plek, in sy driveway, vergeet ek wat hy gesê het. Nou sê ek vir hom, jong, verskoon my mamma, sê my net weer jou naam. Nou sê hy sy naam, hy's André. Nou loop ek huis toe en dink ek, André. Nou kom ek by die huis en sê ek vir Peters, André, my buurman is André. Op 'n stadium loop hy met sy hond daar voor die venster verby. Ek sê, André, daar loop André. Nou hoop ek onthou dit langer as 'n dag van nou af. Maar dis goed wat gebeur. En die geskiedenis van die mensdom lei daartoe dat ons baie keer ongemaklike situasies beleef as ons by mekaar kom. Want daar's baie keer vyandskap en verdeling as ons mense nie regtig ken nie. Maar wat gebeur nou as God betrokke raak? Hierdie vrou is alleen, dalk nie baie sosiaal nie, dalk nie ryk nie, sy het nie 'n bediende wat vir haar die water gaan haal nie, sy ry hom nie met 'n kar aan soos ons maar gewoonlik doen nie. En dis nie 'n baie sosiale vrou nie, want almal gaan altyd saam vroeg in die oggend om water te gaan haal, sy doen dit alleen. Warmste van die dag, situasie is baie moeilik. Nou is sy verward, want nou begin Jesus met haar praat. Onthou nou gespreksevangelisasie. En ek kan nou nie noodwendig presies soos Jesus dink oor goed nie. Want nou kom ek in 'n situasie waar ek 'n vrou ontmoet, soos die vrou by die put. Wat sê ek vir haar? Waar begin ek? Hoe moet ek nou weet wat haar behoefte is? Hy het obviously geweet. Maar hoe weet ek, as ek 'n normale, gewone vlees en bloed mens is, lief vir die Here, maar ek ontmoet iemand wat 'n probleem het? Nou is daar groot verwarring. En nou begin Jesus haar bedien. Hy het 'n paar goeters wat hy oor praat. Nou sê hy, gee vir my water. Nou sê sy, maar hoekom sal ek nou vir jou water gee? Jy kom put toe, maar jy het nie 'n skep ding nie, want dit was nie sy plan gewees nie. Nou sê sy, maar hoekom vra jy vir my om vir jou water te gee? Want onthou nou die ongemaklikheid. Samaritaanse vrou, een kant alleen, net sy. Jesus, Joodse man, alleen. Nou sê Jesus, as jy maar geweet het wie ek is, en reg gevra het, so ek vir jou water gegee het, wat dit onnodig sou maak vir jou om weer te skep. Nou dit klink na 'n bargain vir 'n vrou wat ver moet loop vir water. Nou dink ek, hierdie kan gemaklik raak. Hierdie kan nogal 'n groot deurbraak in my lewe wees. Maar Jesus sê, daar's iets diepers as dit. Wat is die lewende water? Die lewende water is hy self. Met ander woorde, hierdie vrou word gekonfronteer met die persoon van lewende water. Dit verpersoonlik God se natuur. Die lewende water, Johannes 7 lees jy baie daarvan, net so 3 hoofstukke aan. Hy sê, as jy dors het, kan jy van my drink, en uit jou binneste sal strome van lewende water kom. Met ander woorde, is iets baie anders as haar 2 oë. Dis nie die dorslesser nie, dis die lewensredder. Dis iets wat gebeur wat totaal lewens verander. En dan kom die moeilike ding. Nou begin Jesus vir bietjie in 'n hoek druk in 'n mate, en hy sê,
Jy kan maar praat met jou man hieroor. Sy sê, ek het nie 'n man nie. En nou begin die moeilikheid. Nou sê hy vir haar, ja, is heeltemal reg, jy het nie 'n man nie, maar jy het al 5 gehad, en een wat jy nou het, is ook nie joune nie. Nou julle ken seker die storie van die troue, waar die ou nie kom bywoon nie en 'n boodskap gestuur het, wat op die troue moet genoem word. Kom ek noem dit net kortliks, dit is nogal oulik. Die ou kan nie bywoon nie, maar hy ken 'n baie goeie skrifgie, wat sê, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Julle ken daai skrif. Julle ken hom, waar staan hy? 1 Johannes 4 vers 18, dis skerp, baie dankie. 1 Johannes 4 vers 18. So hy skryf vir vinnige WhatsApp vir die seremoniemeester, dit moet gesê word op die troue. Maar in die vinnige WhatsApp vergeet hy die 1, en hy stuur Johannes 4 vers 18. En op die troue lees die pastoor die boodskap, en hy sê, hier's 'n WhatsApp wat gekom het, net met die goeie wense, wat sê die volgende: jy het al 5 mans gehad, en een wat jy nou het is nie joune nie. So maak maar seker jy ken die woord. Dis baie belangrik. Maar Jesus vra nou openbaar sy haar lewe, en ek dink baie keer aan die waarheid wat oopbreek, daai vulnerability wat deurkom. Hier word jy gekonfronteer met iemand wat niks van jou al weet nie, maar alles van jou al weet. Daai weerloosheid, daai amper vernedering om te dink, hier's iemand wat weet wat se gemors ek van my lewe maak. En ek dink maar net, 'n paar hoofstukke daarna, gaan Jesus self deur 'n verskriklike ding, as hy suffer, as hy gestraf, en geslaan, en verwyd word, en op hom gespoeg word, dan kom hy op 'n plek van vernedering, van vulnerability, waar hy eintlik vir die Vader sê, dat hierdie beker net by my verbygaan. En ek vergelyk daai 2 gevalle, want Jesus het geweet wat hy gaan deurgaan. Hy kom op 'n plek wat die woord van praat, hy was tot die dood toe benoud. En ons dink altyd, maar God wat volmaak is, hoekom sal hy benoud wees? Hy weet mos wat hy doen. Maar die woord sê, hy was tot die dood toe benoud. Hy het bloeddruppels gesweet van benoudheid. En nou staan hy voor hierdie vrou, en hy weet wat hy gaan deurgaan, en hy sê vir haar, hoe lyk lewende water regtig? En hy begin haar bedien. Maar daar's 'n vulnerability, daar's 'n weerloosheid, daar's iets wat in haar breek. En ek dink net, as ek eerlik is met myself, het almal van ons so 'n oomblik nodig. Baie keer praat mense met ons, maar ons wil nie luister nie, ons wil die mooi yskas skriffies hoor, is nie so nie. Die positiewe goed, ons wil mekaar opbou heeltyd en alles, en is nice, maar die eerlikheid maak baie keer verskriklik vulnerable. As God sy hele hart aan my openbaar, en hy openbaar my lewe, is daar vulnerability. En ek wil vanmôre vir jou 'n challenge gee, 'n lekker, uitdaging is nie 'n goeie woord, want klink of ek my vinger wys, maar challenge klink mos baie meer positief. Dink bietjie daaraan, as jy openbloot voor God se seun moet staan. Jy het gaan water soek, en hy kom en hy verduidelik vir jou presies hoe jou lewe lyk. Die scary ding is, hy gaan in jou gedagtewêreld in. Hy gaan in jou huishouding in. Hy karring met jou lewenskwaliteit. Hy praat oor jou verhoudings. Hy praat oor jou gedagtes. Dit moet 'n verskriklike oomblik vir daai vrou wees. Maar wat wel gebeur is, toe Jesus haar begin bedien, toe gaan haar gemoed heeltemal oop. En toe begin sy praat oor aanbidding. Nou daai hele gesprek het nie gegaan oor aanbidding nie, maar sy kom agter, Joodse man, ek Samaritaanse vrou, en sy begin praat oor, waar moet ek aanbid? Is dit nou hierdie berg of daai berg? Is dit hierdie stad of daai stad? Is dit hierdie manier of daai manier? En al wat Jesus vir haar sê, daar's net een manier, om die Vader, die Skepper God, in gees en waarheid te aanbid. En skielik met daai konfrontasie en daai oortuiging, begin sy agterkom, maar haar lewe verander. Haar lewe is besig om totaal omvergegooi te word op 'n positiewe manier. En sy los haar kruik, so dit gaan nie nou meer oor die water nie. Dit gaan ook nie oor die regte berg wat jy moet aanbid nie. Dit gaan ook nie oor die regte dorp of die regte gemeente nie, want ons het baie keer ons sulke pointers, ons het
sulke lysies, 'n ding moet so lyk of so lyk of so lyk of so lyk. Uiteindelik gaan dit om God in gees en in waarheid te aanbid. Nou los hy die kruik, het al die pad nog gekom, hy's nog steeds leeg. Nou hol sy terug dorp toe, wat gaan vertel sy? Sy raak totaal vrymoedig en sy begin vir mense vertel. Sy wat nie eintlik sosiaal is nie, sy wat eenkant was, sy wat alleen gekom het, begin vir mense vertel van hierdie man, wat haar alles vertel het na lewe aangaan. Sy was geken as iemand wat amper uitgestoot was, want kan jy dink aan die lewenssituasie, 5 mans, en dit lyk my die 6de een is ook nie regtig 'n man nie. Dit moet 'n verskriklike plek wees om op te wees. En Jesus sê, daar's 'n groter prentjie vir jou, as die seer en die pyn wat jy tans deurgaan. Nou kan sy nie ophou nie, sy moet gaan vertel. Nou hol sy terug, en nou vertel sy, en nou begin haar 'n klomp goed gebeur. Sy, in die eerste plek, besef sy haar identiteit lê nie in die regte berg, die regte dorp of die regte gemeente nie. Haar identiteit lê in Christus wat die lewende water uitdeel. En sy begin daai identiteit embrace. Nou daar agter is 'n ma met 'n baba. Nou embrace sy, dit lyk my jy embrace, né? Om daai lyfie vas te hou is iets vreesliks. Jy voel, jy ruik die baby, jy voel die baby, man, dis lekker. To embrace life. Daai vrou voel maar, dit wat Christus nou vir my gesê het, I am embracing that. So daai ma die kind vashou, so embrace sy daai liefde van God. Want hy het nooit geoordeel, hy het nooit gesê, jong, as gevolg van dit en dit en dit en dit, het jy nou groot probleme nie. Hy sê net, ek kan vir jou lewende water gee. Sy gaan huis toe met 'n ander identiteit. Sy embrace die identiteit, want daar het iets gebeur. En dan sê sy vir die mense, kom kyk saam met my, daar's 'n man wat my alles vertel het wat in my lewe gebeur het, en wat ek gedoen het. Ek wonder net, as jy terugdink aan jou bekering, dink in die oomblik toe God se vryspraak jou gegryp het, en jy dit kon embrace. En ek weet, ek vertel dit baie, en ek gebruik dit baie keer ook as ek preek, hier het al die gebruik, maar ek onthou, die dag toe ek embrace wat God vir my doen, daai aand, ek het al baie gesê, dit voel of ek nie op die grond loop nie, jy loop so hoog, nie so dronk ou wat sulke hoë trappe gee nie, hoor, dit kry jy ook, maar dit was glad nie daarvan nie, maar ek voel of ek hoog loop, want daai gewig is af, want ek is gekonfronteer in liefde. God het in liefde gekonfronteer, en in liefde geopenbaar, en ek kon net my hart oopmaak, en ek stap daar uit, hoog bo in die grond. En ek was hoog, en dis nie van daai groen goedjies nie, green grass of home nie, dis nie dit nie, dis 'n ander high, dis 'n wete, dis 'n heerlikheid, want God het dit geopenbaar, maar God het nie veroordeel nie. En in gespreksevangelisasie dink ek, ons het nie die voorreg om te oordeel nie. Die Here sê, oordeel is negatief, want jy sal met dieselfde oordeel geoordeel word, maar die waarheid maak vry. En dis hoekom in die Nuwe Testament ons aanmoedig om die waarheid met mekaar te praat. Hy sê, praat die waarheid in liefde. Nou sê sy, kom saam met my, kom kyk na hierdie man, kom luister bietjie na hom. Sy steek nie meer weg nie, sy is nie meer verdedigend nie, sy is nie meer skaam nie. Nou ek dink sy het 'n lewe gelei wat obviously plek maak vir skaamte. Maar God kom en hy vat dit alles weg. En ek wil terugkom na die vulnerability toe. Baie keer as 'n mens bid, dan wens jy kan meer eerlik met die Here wees, want dit is so moeilik vir hom om vir die Here te sê, Here, ek het bad gevaar vandag. Is nie so nie. Want ons rympies klink nie so nie, ons groot word kinderrympies klink nie so nie. Ek onthou my oupa het my leer bid as ek in die aand bed toe gaan. Ons het nou baie dae geslaap en dan sê hy, ek moet so bid. Kindjie klein, hartjie rein, daar sal niemand in woon, net Jesus alleen. Amen. Dis pragtig, maar dis nie waar nie. Dis waar in die sin dat ek mik daarna toe, maar die ander waarheid is, Here, ek het vandag beleef, ongeloof, hartseer.
Ek was stikkend, ek was teleurgesteld, daar's vingers na my gewys, ek is beskuldig, ek het droog gemaak, ek het sleg gevaar. Daar's 'n eerlikheid rondom gebed, wat maak dat my vulnerability na vore kom, en waar God kan sê, jy's vry, want hy kan vryspraak bring. Sy word nie net vergewe nie, sy word gesien en geken en herstel. Nou, die feit dat 'n klomp ander vrouens saam met haar gekom het, om te kom kyk wie hierdie man is, sê nogal iets van haar getuienis. Sy begin haarself anders sien, want sy embrace die heerlikheid, die genade, die nuwe identiteit wat die Here haar gee. Jesus se deernis het daai identiteit hervorm. Nou wie's ek en jy? Ek dink ons is mense wat gekonfronteer moet word met God se liefde. En dalk is daar goedjies wat ons vir onsself hou, wat ons dink, ag, dis okay, it will eventually leave me. Maar ek dink God het ons geroep tot 'n totale eerlike vulnerability. Om partykeer voor die Here te kan staan, nie soos iemand wat noodwendig op die heuweltoppe rondhardloop en juig en die naam van die Here groot maak nie. Maar iemand wat partykeer plat op die aarde is en sê, Here, ek het U so verskriklik nodig, want op die oomblik werk dit nie vir my nie. Dis wat gebeur het met die vrou by die put. En dan kom ons by die gedagte van, waar aanbid ek? Hoe aanbid ek? Wat maak ek? Wat is die regte berg? Wat is die regte manier? Wat is die regte gewoontetjies? Want een kerk maak so, ander kerk maak so. In die woord van die Here sê, jy kan dit gaan lees, hy sê, daar is nie meer in Christus, daar is nie meer Jood of Griek, slaaf of vry man of vrou nie. En die ouens wat daai skrifgie wil misbruik, sal dalk iets maak van die deel van, daar is nie meer man of vrou nie. Jesus is nog steeds baie oortuig van die skeiding van geslagte. Dis nog man en vrou. Maar voor Christus, as dit kom by geloof en redding, is daar nie man of vrou nie. Die man is nie beter as die vrou, die vrou is beter as die man nie. Daar's net een, en dis die mens wat in Christus vrygespreek word. So Jood of Griek is nie die issue nie. In daai geval Jood of Samaritaan, dis nie die issue nie. Die mens maak saak vir God. Daar's nie slaaf of vry man nie, so daar's nie daai trappe van vergelyking, ek is beter as jy nie. Ek doen maar dit en jy doen daaraan dat, daai tipe ding nie. Daar's nie daai skeiding nie. Daar's nie meer 'n berg of 'n stad wat beter is as ander nie. En ek weet, daar's nou sekere sentiment rondom sekere plekke. Israel, mense wil graag daar wees om te loop waar Jesus geloop het, maar uiteindelik gaan dit oor gees en waarheid. En Jesus se antwoord aan hierdie vrou, toe sy embrace, toe sy, jy moet hom dien in gees en in waarheid. Met ander woorde, in jou binneste moet jy weet wie jy is in hom, en dan moet jy in waarheid voor hom kan wandel, en daardie waarheid is nie iets wat God jou oor veroordeel nie. Dis 'n reine waarheid wat sê, my hart kan rein wees, want God het my ook vrygemaak van dit wat pla. En dan net weer terug na Johannes 7 vers 37, dit is eintlik 'n amazing skrif. Dis input en output, want hy sê, as jy by my kom drink, sal jy in ewigheid nooit weer dors word. So hy praat nie van haar 2 oë nie, hy praat van lewende water. Maar dan sê hy, mense wat dit gedoen het, wat by die fontein van Christus kom drink het, uit daai persoon se binneste sal strome van lewende water uitvloei. Nou ek wil dit bevestig en herhaal en beklemtoon, dit maak van gespreksevangelisasie iets wonderliks, want ek hoef nie die regte woorde noodwendig te hê nie. Want partykeer het ek net nie die regte woorde nie. As iemand 'n kind aan die dood afgestaan het, wie van ons het die regte woorde om te sê? As iemand deur 'n egskeiding gaan, wie van ons het die regte woorde om te sê? As iemand aan kanker ly of verskriklike trauma deurgaan, ons het nie die regte woorde noodwendig nie. Maar wat ons het is strome van lewende water. So wanneer ek in 'n situasie kom, en ek glo jy is bereid om daai challenge te aanvaar, as ek in 'n situasie kom wat ek regtig nie weet wat om te sê of hoe om die saak te hanteer nie, strome van lewende water is teenwoordig. So uit jou hart uit kan jy lief hê sonder om te veroordeel. Jy kan die waarheid praat sonder om liefdeloos te wees. En ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God om daardie strome te laat loop. Input en output. So ek het nodig om van God te ontvang, so ek moet drink van die lewende water, sodat mense kan drink van die lewende water.
En sonder om myself op 'n troontjie te stel of enige van julle te challenge om dit te doen. Ons is nie op 'n troon as ons sê, kom luister na my nie. Ek is nie op 'n troontjie beter as ander mense as ek sê, kom hoor wat sê die Here nie. Almal van ons kan sê wat die Here sê. Almal van ons is in daardie sin evangeliste. Hierdie vrou embrace daardie geweldige groot verandering in identiteit. Daar's by haar 'n stuk oortuiging, want hy het nou gepraat. Christus het gepraat. En snaaks as hy praat, dan dra dit gesag, is dit nie so nie? As ek kan sê, dis wat Jesus gesê het, dan dra dit gesag. Maar hy praat in liefde met haar, en hy oortuig haar, dat sy vry is. Hy oortuig haar daarvan. Hy oortuig haar daarvan, dat hy weet, in elk geval wat na lewe aangaan, maar dat sy anders kan wees, sy kan embrace wat hy vir haar doen. Daar's erkenning. En dis dalk ons mense grootste uitdaging om te erken as ek gefouteer het. Ek wil jou nie op 'n spot plaas nie, maar vir wie van julle is dit moeilik om ekskuus te sê? OK, nie in hierdie gemeente nie. Dit is 'n wonderlike gemeente. Die van julle wat hier besoek, dis 'n fantastiese gemeente. Almal vra maklik ekskuus. Maar wie, dis 'n vreeslike moeilike ding. Veral vir 'n man. Om te sê het 'n fout gemaak. Ek kom dit agter as mens bestuur. En jy ken die kort pad. GPS praat nonsens, jy weet. En hoe verder jy verdwaal, hoe vinniger ry, ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. En hoe minder ek die plek kry, dis nou my, ek weet nie hoekom nie, dan sit ek die radio sagter. Nigter weet hoekom, ek kan dit glad nie verklaar nie. Want ek verstaan blykbaar beter van plekke as ek minder geraas hoor. En om te sê ek het 'n fout gemaak is nogal moeilik, want ek het geweet. En ek het so goed geweet tot ek naderhand mag gesê het, okay, kom ons kyk wat sê die GPS, of ek vra my vrou. Maar vir mense is dit oor die algemeen baie moeilik, want ons is graag geneig om reg te wil wees. Dis natuurlik. Maar ek dink ook, ons kom op 'n plek van erkenning, waar ons moet sê, Here, ek het gefaal. En wie wat die beste persoon om dit voor te sê is die Here. Om te sê, Here, ek is nou op 'n bad plek. En dalk klink dit nou nie na 'n baie goeie positiewe boodskap van die kansel af nie, maar ek kan nou vir jou sê, partykeer is dit 'n wonderlike plek om te wees. Om te sê, Here, ek is nou clueless en ek het droog gemaak. Sy het 'n oortuiging, sy het erkenning, sy het 'n belydenis, want uit haar lewe, dit wat sy gedoen het, los die kruik, gaan terug en vertel, sy het erken en bely, hier dinge gebeur. Dan embrace sy daai identiteit, sy vat dit vas en sy druk dit en sy sê, dankie Here, ek is anderster, ek het 'n ander lewe ontdek. En dan die getuienis, sy hardloop terug en sy gaan vertel. En getuienis kan niemand keer nie. En partykeer raak 'n ou amper oorgretig om te getuig. Ek onthou na ons bekering, ons het ons familie mal gemaak. Kyk, hulle het naderhand nie wou kuier nie, want dit gaan net heeltyd oor die Here. En ek weet, ou kan net nie anders nie, want jy so verlig en so verlos en so vernuwe, jy moet vertel. Die vrou het gehardloop terug dorp toe. En sy sê vir die ander susters daar, voor iemand, vergeet nou van die water en die feit dat ek alleen was en ek het baie mans gehad en ek het nou moeilikheid met die ou by wie ek nou bly. Ek wil net vir julle sê, Jesus het in my lewe ingekom. En ek dink as nou daai paar gedagtes kyk, dan moet ons kan verstaan dat dit goed is wat ons persoonlik deurgaan. Ek moet op 'n plek kom. Ek gaan net weer so eentjie terug. Oortuiging. Ek moet oortuig wees daarvan dat God se waarheid die waarheid is. Ek moet op 'n plek kom dat ek erken as ek God nodig het. As ek 'n fout gemaak het. In huweliksberading kry dit baie keer. As mense net kan erken, dan is die versoening net soveel makliker. Maar as ek nie erken nie, dan sukkel versoening om deur te breek. So, oortuiging, erkenning. En dan die belydenis. Belydenis om te sê, Here, ek erken dit nou, maar ek wil dit ook bely. En gewoonlik gaan dit by saam met laat staan. Bely en laat staan. En dan embrace.
En dit wat jy in die Here is, embrace dit. Embrace dit. Dis nie 'n goeie kerkgewoonte nie. Dis nie net 'n Sondag ding, as ek hier uitkom, dan unembrace ek dit nie. I will continually embrace my new identity in Christ. En dan die getuienis. En ek sluit af met die gedagte van die gespreksgetuienis. Dis maklik om te getuig as God die geleentheid skep en ek net daar is. Ek moet net opdaag. Ek hoef nie voor te berei, ek hoef nie 'n kursus te loop en dis dalk 'n goeie ding. Ek hoef nie briljant te wees in die skrif nie, ek hoef nie die Nuwe Testament uit my kop uit te ken nie. Ek moet net opdaag. Want elkeen van ons gaan 'n vrou by 'n put raakloop. Elkeen van ons gaan 'n persoon ontmoet, iewers hierdie week wat kom, wat 'n groot behoefte het aan God. En ek en jy sit met die strome van lewende water. Al wat ons moet doen is, kom ons daag dit op. Kom ons daag dit op met 'n doel. Ons weet, God het my hier geplaas. Waarvoor het ek hierdie persoon ontmoet? Daar's 'n doel mee. Ek het gister my nuwe buurman ontmoet. Dis nie toevallig nie. Dis nie omdat daai huis mense moet hê nie. Daar's iets wat daar gebeur het. I must embrace that as well. En ek wil saam met jou 'n gebed doen vanmôre en ek wil jou challenge om in daardie opsig te dink aan gespreksevangelisasie. Dink aan die waarheid wat kan deurbreek uit jou lewe uit, waar mense dors na geregtigheid. Jesus sê, ek het nou nie 'n skep ding nie en ek is nie so gepla oor die H2O nie, maar ek het lewende water wat maak dat jy nooit weer sal dors kry nie. Ons sit met dit. Ons sit met die bron. Ons het die heerlikheid. Ons het die voorraad. Mense het dit nodig. Moet nooit 'n ontmoeting met iemand minag en dink, dis bloot toevallig, is 'n oulike persoon nie. Dink bietjie verder as dit. En ek wil saam met jou bid vanmôre en ek wil eintlik dit as 'n uitnodiging vir jou gee. Wil jy nie vanmôre in jou hart sê, Here, gee my daai geleentheid nie. Ek soek daai geleentheid. Ek soek die geleentheid om met iemand te ontmoet in hierdie week wat kom, wat moet hoor wat God vir my gedoen het. Bly net so sit, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vol lewende water is. Ons het kom drink. En nou hou ons nie vanmôre net kerk omdat dit 'n goeie gedagte is, 'n goeie Christelike beginsel en 'n gewoonte is nie. Ons is by mekaar om mekaar aan te moedig om hierdie lewende water te versprei, om in gesprekke betrokke te raak, om te gee, sodat mense kan gee. Dankie Here dat U ons so vertrou en so lief het, dat U ons in daardie posisie wil plaas en sal plaas. Ons dankie vir die geleentheid, Here, om dit met mekaar te deel, en ons seën mekaar vanmôre, as ons nou verder gaan worship, net om uiting te gee ook aan ons dankbaarheid teenoor U. Dankie Vader, ons dankie vir die wonderlike werk, wat volmaak afgehandel is aan die kruis. Dankie vir die opstanding, in die naam van Jesus Christus. Amen. Bless you. Kom ons sing saam. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.